Baie welkom by ons diens vanoggend. Ons is hierdie week maak ons klaar met Romeine 12. Ek dink hier is ons derde week wat ons nou besig is met Romeine 12, so ons maak hierdie week klaar. So blaai saam met my in die woord van die Here. Romeine 12, ons gaan lees vanaf vers 3 tot en met vers 8. Romeine 12 vanaf vers 3 tot vers 8 en ons tema vanoggend: wees aktief deel, doen iets. Romeine 12, vanaf vers 3 tot en met vers 8. Ek lees voor. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om te onderrig, om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Net tot sover. Kom ons bid saam. Here, die laaste lied wat ons gesing het, Here, was eintlik maar 'n belydenis gewees, erkennis van ons af, waar ons werklik met ons hele wese vir U wil kom sê, Here, dat ons gee alles oor aan U. Here, dat ons harte rig op U. En Here, ons bedoel dit met alle opregtigheid. En Here, ons weet ook dat U die een is wat red. Dat U is die weg en die waarheid en die lewe. Daar is nie ander verlosser dan U. En dankie ook, Here Jesus, dat U 'n genadige God is. Here, ons dink vanoggend aan hom Piet Venter, wat sukkel met sy gesondheid, ons bid vir hom. Ag Here, dat U vir hom sal aanraak en dat hy spoedig sal herstel. Ons dink ook aan hulle wat vanoggend nie hier is. Ons bid dat U vir hulle sal seën en dat U vir hulle sal terugbring kerk. Dankie Here vir ons wat hier is, dat U die voorreg het om hier te kan wees. Here, dankie dat ons nog in ons land godsdienstvryheid het. En Here, baie keer lyk dinge maar vir ons land so sleg. Maar ons weet, Here, dat U bly nog steeds in beheer, al gebeur wat. U bly nog steeds God. U bly nog steeds almagtig. En daarom, Here, vestig ons hoop op U. U wat nooit U hande werk laat vaar. U wat 'n goeie werk in ons begin het en die volëinde daarvan sal wees. En Here, ons bid ook wat U woord sy loop kan hê, dat dit asseblief op vrugbare grond sal val. Dit bid ons, Here Jesus, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Nou, die oomblik as ons praat oor genadegawes of geestelike gawes, dan raak dit so half 'n kontroversiële punt vir baie gelowiges. Want in die aard van die saak is daar baie denominasies wat selfs hieroor verskil. Inteendeel, daar selfs leraars wat verskil rondom dit. Maar dis nie vanoggend my fokuspunt nie. So ek gaan daarmee eindig, maar ek wil nie hê dit moet ons fokuspunt wees vanoggend nie. My fokuspunt vanoggend, en as ek hierdie gedeelte reg verstaan, en ek dink ek wil dit doen, dan kom Paulus en hy sê vir die gemeente, hy begin by vers 3. En vers 3 is eintlik maklik om te verstaan as hy sê,
jy moet nie meer dink van jouself as wat jy behoort te doen. So in ander woorde, Paulus kom sê vir die gemeente in Rome, hoor jy so, ouens, julle moet nederig wees. So met ander woorde, hy sê dit met 'n rede, want daar was kinders van die Here gewees, wat gedink het, hoor jy so, ons is kinders van God. En omdat ons kinders van God is ons 'n bietjie 'n trappie hoër as die mense onder ons wat ongered is. So met ander woorde, en ek het al dit genoem, daar's 'n term of 'n woorde, of weet jy wat mense doen nie, wat eintlik 'n slegte ding is in Christendom, geestelike hoogmoed. En dit hoort nie by iemand wat sê hulle is 'n kind van die Here nie. En dit is belangrik as jy dink dat jy beter is omdat jy gered is. Want jy sien, mense kom op 'n plek en sê, maar ek stap al 30 jaar op pad met die Here. Hierdie man of vrou wat nou is 3 jaar op pad met die Here stap, ek is belangriker as hulle, ek is beter as hulle. Dis nie die waarheid nie, dis nie die woord van die Here vir ons leer nie. Nederigheid. Die Here leer inteendeel, as jy groot wil wees in die koninkryk, dan moet jy leer om ander te dien. So vanoggend se boodskap gaan nie oor diensbaar. Dat as jy sê jy is 'n kind van die Here, dat jy diensbaar sal wees vir die koninkryk van God. En daarna teenoor ander mense. So dis sou my fokus wees, om diensbaar te wees. En daai tema wil ek amper, ek onthou toe ek nog baie jong was, ek het baie min stout gewees. Laat my dit sê, sy sê julle kan sê, nee ek het baie pak gekry. Ek onthou baie keer, dan was ek nou stout gewees. Dan het my pa my so gegryp en sê, hoorie, doen net wat ek vir jou sê. En ek wil vanoggend hierdie tema, wil ek spreek woorde eintlik vir myself en vir ons almal net 'n bietjie wakker skrik en te sê, hoorie so, as jy sê jy's 'n kind van die Here, wees aktief betrokke. Moenie net sê ek is 'n kind van die Here, doen ietsie. Gaan leef dit, raak betrokke. Praat oor die Here Jesus Christus. Wees 'n getuie, maar moenie net stil hou nie. Want ek dink nie daar bestaan so iets soos geheime agente vir die Here nie. So doen net ietsie, raak betrokke. En ek vir jou vertel, my getuienis, binne sekondes, die oomblik, toe ek begin betrokke geraak, by die kerk. Nou, as ek vir jou sê, begin betrokke raak, ek het eers begin met sondagsskool gee. En toe word ek ideaal. En later, baie jare later, ek het nooit in my lewe gedink ek sal 'n predikant, eerlik, toe die Here my geroep vir die bediening. Nou ek sê nou nie, Here gaan jou roep vir die bediening nie, maar verstaan jy wat ek sê? Wees bereid om aktief betrokke te wees by die kerk. Want dis waar het begin. Want hoekom? Ons is een liggaam. Ons is een liggaam. Paulus gebruik hy die liggaam, die menslike liggaam as 'n metafoor om die kerk te vergelyk. En ons almal weet, 'n mens se liggaam het baie dele. En elke deel is afhanklik van mekaar. Die Bybel leer dit ons, die oog kan nie vir die hand sê ek het jou nie nodig. So met ander woorde, die mooi hiervan is, as jy waarlik gered is, dan is jy deel van die liggaam van Christus. Dan behoort jy aan die Here Jesus Christus, jy is sy eiendom. En Jesaja 43 vers 1 sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Maar hoe mooi is dit? Behalwe dat ons aan Christus behoort ons ook aan mekaar. So met ander woorde, daar's nie 'n lid wat kan sê, ek is nutteloos nie. Daar's nie 'n lid wat kan sê, maar hoor jy, ek kan nie eintlik iets doen nie, want ek is nou 'n bietjie ouer, ek sê groot respek vir die bejaardes, maar of jy nou oud is, of jy jong is, as jy regtig wil, dan kan jy iets doen vir die Here Jesus Christus. Ongeag wat. Ons almal is deel van dieselfde liggaam. En ons het mekaar nodig. Die liggaam van Christus, ons het mekaar nodig.
So in ander woorde, as jy dan jy kan klaarkom sonder ander Christene, dan maak jy 'n groot fout. Want in die wêreld daar buite is dit rof en is donker en verkeerde boodskappe, verkeerde teologie, liberalisme, universalisme. Dis al hierdie goed wat buite verkondig word. Daarom is dit so belangrik dat jy sal betrokke raak by jou kerk, waar jy gemaklik is en jy die mense ken. Weet jy hoe hoor dit eintlik? Dat as jy 'n behoefte het, of in die nood is, of 'n moeilike tyd deurgaan, dat jy die vrymoedigheid sal hê om te kan sê, hoor hierso, bid vir my asseblief. Nie eens om te sê hoekom nie, maar sê net bid vir my. Dat jy vrymoedigheid sal hê om vir jou medegelowiges wat saam met jou deel is van die liggaam van Christus, om te sê, maar hoor jy, ek het julle hulp nodig. Ek is in die nood. Ek het julle hulp nodig. En ons moet vir mekaar daar wees. Die Bybel sê dit, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Hoekom? Want ons is nie 'n liggaam. Ons behoort aan Christus, omdat hy ons gered het, maar omdat ons aan hom behoort, is ons familie vir mekaar. Ons behoort aan mekaar. Ons is afhanklik van mekaar. Eintlik is daar 'n mooier woord, ons is interafhanklik van mekaar. Ons kan nie sonder mekaar nie. Die tweede punt, God is die bron van genadegawes. Nou, ek is baie versigtig as ek hieroor praat. Want ek wil regtig op niemand se tone trap nie, maar ek wil dan sê, ons mag vir mekaar verskil. Dis alraai as jy met my verskil. Dis goed so. Maar ek wil amper vir jou sê, soos een van my dosente het vir my gesê, jy mag my verskil, mits jy jouself kan motiveer in die Bybel. Daar's baie predikers daar buite of kerke wat kursusse aanbied oor genadegawes. As jy wil die gawe van profesie hê, ons bied 'n kursus aan. As jy die gawe van lering wil hê, ons bied 'n kursus vir jou. Romeine 12 vers 6. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. So hierdie genadegawes, dis nie wat jy kry omdat jy 'n goeie mens is nie. Genadegawes kom nie, en ek sê met respek en vrees die Here en sê, hoorie maar hierdie persoon is so oulik, ek gaan vir hom hierdie gawes gee. Hoor wat sê 1 Korintiërs 12 vers 1, Paulus. Maar al hierdie dinge, hy praat hier van geestelike gawes ook, is die werk van een en dieselfde gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. So waar kom die gawes dan vandaan? Moet ek 'n kursus gaan loop om my gawe te ontdek? Nee. Die Bybel sê, die Heilige Gees gee dit aan wie hy wil, soos hy wil. So met ander woorde, genadegawes kom net van God af. Die Heilige Gees gee dit aan die wat hy wil. Dis nie iets wat ek en jy kan manipuleer nie. Dis nie iets wat ek iemand kan sê, hoor hierso, jy moet die gawe van wat ook al nie. Party mense gaan so ver om te sê, as jy nie sekere gawes het nie, dan is jy nie vervul met die Gees van God. Want dis nie in die Bybel nie. Dan wonder ek net, maar hoe lees hulle die Bybel? Hoe kan ek sê, luister hier, as jy nie daai gawe het nie, dan het jy nie die Gees van God in jou. Lekker jy is nie God nie. Ons is nie almagtig nie, ons is nie soewerein nie. Die Bybel sê, die Heilige Gees gee dit soos hy wil. So die genadegawes kom van God af. Dis nie 'n mensgemaakte ding. Moenie dat mense vir jou sê, hoor jy moet hierdie gawe hê, of jy moet daai gawe hê nie, want dan is dit mensgemaak. As jy wil werklik ontdek, wat is jou gawe? Weet jy waar begin?
om diensbaar te wees. Dis waar dit begin. Hoe meer jy aktief betrokke is by die kerk. Met ander woorde, as daar iets by die kerk aan die gang is, raak betrokke. Wil ek kan vir julle 'n voorbeeld doen, ek dink nou aan. In my vorige gemeente het ek hier gedoen, die hoërskoolkinders. En ek kan nie durf hoeveel jaar, is dat die maksimum wat ons gekry het gemiddeld op 'n aand is so 10 skoolkinders. En dan kom 'n jong mannetjie, sy naam is Wynand, ek kan nie onthou wat sy van, die vrou se naam onthou. En hy kom van 'n ander gemeente af en hy sê, luister hier, hy sê ek moet betrokke wees. Hy sê ek gebruik vir my. En ek sê vir Wynand, wil jy nie die jeug doen? Paar maande later, 26 kinders, hoërskoolkinders by die jeug. Die Here het die gawe gegee om die kinders te werk. Wees bruikbaar. Jare terug in ons land was daar 'n baie bekende evangelis, Wimar. Ek weet nie of jy al die ouer mense word of hom gehoor. En hy het hierdie ding gesê, die Here wil jou gebruik. Al wat jy moet doen is om gewillig te wees, om gebruik te word. Ek beloof vir jou, as elke een, in elke kerk, die gesindheid van hê om te sê, hier is ek. En duidelik die profeet Jesaja, in Jesaja 6, vra die Here vir hom, wie sal ek stuur? Wie sal ek stuur? En duidelik wat was sy woorde, hy sê, hier is ek. Stuur my Here. En dis wat my in jou gesindheid moet wees. As dit kom by die saak van die Here, dat ons gewillig sal wees om te dien, om te help waar ons gaan. En ons doen dit nie om mense te beïndruk nie. Ons doen dit om die saak van God te bevorder, om sy koninkryk uit te bou, en om sy naam te verheerlik. Want hoekom? Ons is deel van sy liggaam. Ons is dankbaar dat hy ons gered het uit genade, en nou omdat ek gered is, nou weet ek moet betrokke raak. Ek weet nie, ek is nou nie 'n dokter nie, maar hulle sê, as jy sekere van jou spiere vir 'n lang ruk nie gebruik, weet jy wat gebeur dan? Dit raak swak. So met ander woorde, as jy apaties gaan raak, dan gaan jy geestelik agteruit gaan. Oké, nou word dit gesond. So Paulus kom en hy noem hier 'n paar genadegawes. En ek wil weer sê, ek het al gesien op die internet, is daar baie mense wat sê, jy moet hierdie vraelys invul, dan sal dit vir jou sê, wat is jou gawe? Ek sê, kom ons hou dit, wat sê die Bybel? Die Bybel sê, die Heilige Gees gee dit in die, soos op die val. As jy wil weet, wat is jou gawe? Punt nommer 1, raak aktief betrokke by die kerk. Raak diensbaar. Nommer 2, vra die Here. Vra die Here, Here, wat is my gawe? Wys dit vir my. Die eerste gawe wat hy noem, is die gawe van profesie, of om te profeteer. Nou, as mense wat hierdie heeltemal in verband uitdruk, om te profeteer beteken nie om die toekoms te voorspel. Inteendeel, dit beteken om die woord van God te verkondig, om te sê wat die Here sê. Hebreërs 11 vers 1 en vers 2. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. So hy praat hier van die Ou Testament. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. As baie mense wat sê hy is profeet. Die Bybel sê, die Here praat nie meer met ons vandag met profeet. Hy praat met ons deur sy woord. Dis sy Gees wat in ons woord.
En al die ander gawes, diensbaarheid, om te onderrig, bemoediging. Weet jy wat is my mooi van bemoediging? Ek het net 2 verse wat ek wil daarmee wil deel. Daar is Galasiërs 6, solank ons die geleentheid het, moet ons dis aan almal goed doen, veral al ons medegelowiges. En gaan oor liefdadigheid. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit is te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader kom. So ek moet gou sê, ek sê nie hierdie, wat ek hier die verse, dit het nou niks met gawes te doen. Ek bedoel net, hierdie is my mooi, waar ons as kinders in die Here liggaam van Christus verantwoordelikheid vat vir mekaar, om mekaar aan te moedig, om vir mekaar te sê, weet jy wat, as jy sê jy is 'n kind van die Here, kom ons doen die regte ding. Kom ons doen wat die Here van ons verwag. Ons sal maan mekaar, ons sê hoor hierso. Ek mis jou by die kerk, man. Ek het jou lank as by die kerk gesien. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons breek nie af nie. Jy sien, as dit kom 'n kerkdiens bywoning, dan raak mense partykeer krities. Wees een Sondag mis as jy nie moedig. Hoe durf jy een Sondag by die kerk mis? Ek dink die Bybel leer, as ons mekaar vermaan, dan doen ons dit in liefde. Vermaaning beteken nie om vinger te wys. Dit beteken om die hand op iemand se nek te sit en sê, kom ek stap die pad saam. Kom ek help jou. En ek wil nie kerkdiens bywoning afmaak nie, eintlik teendeel. Die kind van die Here is, die Bybel sê jou plek is hier. Maar ek dink ook, baie keer is mense net te krities. Ek was vir 'n jaar en 'n half, ek was baie siek geweest, en as baie Sondag dat ek nie in die kerk kon gewees. En ek dink die Here het begrip vir dit. In die 22 jaar wat ek predikant is, interessant, mense wat op hulle einde was, wat nie kon kerk toe gaan. Weet jy wat hulle almal gesê wat mis hulle die meeste? Nie hulle familie, hulle kinders, hulle mis die kerk. Hulle mis het om kerk toe te gaan. Weet jy hoekom? Because you belong. As jy deel is van die liggaam van Christus, en jy kom in die kerk toe, dan mis jy uit en jy mis die mense. Ek is die Here baie dankbaar vir ons kerk. Want weet jy wat? Ons het reg liefde vir ons gemeente. Die mense gaan regtig om vir mekaar, en ek is die Here dankbaar vir elkeen van julle. Dit kom so anders gewees het. So ek wil volgende, ek wil weer sê, daar is genade gawes. En die Heilige Gees gee dit, soos wat hy dit wil. Ek en jy, ons kan dit nie manipuleer. Ek dink hier is nodig om 'n kursus te loop, om jou gawe te ontdek. Ek dink die Bybel sê, die Heilige Gees gee dit, soos hy wil, om wie hy wil. En ek dink ook, en ek sê met groot respek, daar klink ek miskien arrogant, want dit is glad nie my bedoeling nie. Maar ek dink net, dit is verkeerd om te sê, as jy nie sekere gawes het, dan het jy nie die Gees van God nie. Ek dink, Paulus kom in Korintiërs 13, die heel eerste 3 verse, die heel eerste vers, dan kom Paulus en sê, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek weet nie die liefde van Christus. Al kan ek profesie uitlei en ek ken al die geheimenis. En dan noem hy 'n paar genadegawes. En hy sê al het ek al hierdie gawes, maar ek weet nie die liefde van Christus. Dan is ek soos 'n klinkende metaal, eintlik in Afrikaans, dit beteken niks. So moet nooit die klem plaas op gawes nie. Plaas die klem op die Here Jesus Christus. Dan sal die gawes kom. Want baie mense wel die twee om. Gawes, hulle wil gawes belangriker maak as rede. Wat is jou gawe? Wat is jou gawe?
dink die belangrike vraag is, is die waarde gered? Deur die Here Jesus lief bo alles. Dan sal jy later ontdek met jou gawe is. Want die Heilige Gees gee dit vir ons. Kom ons net af vir gebed. Here Jesus, ons dank U dat U altyd genadig is. Ons dank U vir die woord, Here, wat ons weet is 'n waarheid. Skerper as 'n tweesnydende swaard. En Here, dankie dat U altyd met ons is. Dat U die een is wat ons nooit begewe en ons nooit verlaat. En Here, ek wil bid dat elkeen van ons wat bely en sê dat ons is U kinders, Here, dat ons betrokke sal wees by die kerk, by U saak, en dat ons diensbaar sal wees, Here. Want U sê nog in die woord, as ons groot wil wees in die koninkryk, dan moet ons ander dien. Here, U self was vir ons die volmaakte voorbeeld van nederigheid, van diensbaarheid, toe U disippels se voete gewas het. Here, ons weet dat baie keer is ons so besig met ander dinge, dat ons vergeet dat dit ons het ook 'n verantwoordelikheid en teenoor U kerk. Dankie, Here Jesus. Dat ons weet, ons aanbid U, die lewende God, die enigste ware en lewende God. U wat rein en heilig is, sonder vlekke bring, vir U en U alleen bid ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons staan, ons sluit ons af met die laaste lied. Awesome.
Almagtige God, Hemelse Vader, ons eer U vir die voorreg wat ons gehad het om vandag hier te kon wees in U teenwoordigheid. Here, ons erken dat U alleen is soewerein. Here, U woord sê vir ons, elke goeie gawe kom van U af. Ek bid, Here Jesus, dat U vir ons sal verdaag in die liefde. Here, wees met ons in die week wat voorlê, dat ons waarlik die vrug sal dra wat in die bekering sal pas. En dat ons ook ligdraers sal wees in die donker wêreld. Here, dit alles tot eer en verheerliking van U kosbare naam. Want Here, U en U alleen is waardig om die lof, die prys en die aanbidding van ons harte te ontvang. En die kinders van die Here sê, Amen.